ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 129. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink byvoorbeeld aan Is Armageddon, 'n boek wat relevant is aan die tyd wat ons in lewe, wat ook so 25 jaar terug geskryf is. Ek kan nie glo die tyd het so verbygaan, dat daai boeke wat ek daardie jare geskryf het, so belangrik is vandag in die lewe nie. Dit was belangrik daai tyd, maar is meer belangrik vandag. Al die feite is daar. Nie goed dat ek uit my duim uitgesuig het nie. Bibliografie feite. Sou jy belangstel? Dis daar. Jy moet die kennis bekom. Eendag as daar nie YouTube boodskappe is nie, want hulle gaan een of ander stadium die goed afval van die lig af. En dan, en ek is nie 'n doemprofeet nie, maar ons weet dit. Dan gaan die boeke daar moet wees. Waaruit jy kan studeer. Hy sê, kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk, is verskriklik welkom, halleluja. Gaan na deel 1 toe, begin voor. Gaan nie help, jy gaan hier begin, jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Gaan na deel 1 toe. Daar's 'n boodskap in elke oggend se ontbytsessie. Begin reg voor. Uiters noodsaaklik dat u as iemand wat nuut is, sal subscribe, inteken sodat u verskillende kennisgewings kan kry van al die boodskappe en studies waarmee ons besig is. Dit is lewensveranderend, skryfblok en 'n pen is uiters noodsaaklik, en 'n skryfblok en 'n Bybel ook, en 'n pen, 33 of 53 Bybel, net nie 83 Bybel nie. En deel dit met die vriende. Kom ons besaam. Vader Jaffa, ons wil vanmôre as die kinders vir u sê, baie dankie Vader, vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het om by mekaar te wees. Salf die woord, maak dit lewend, seën dit in ons harte, geef ons ontvanklike sielsdimensies, en kom word u verheerlik in ons lewens. Dankie vir die salwing van die Ruach HaKodesh. Dankie vir die krag van die Ruach HaKodesh. Lei ons en dra ons en seën ons in die mooiste naam Jaffa, die naam bo elke ander naam. Volk van Jaffa sê halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanmôre vir u 'n wonderlike geleentheid gaan wees, en dat ons net ontspan en geniet wat Jaffa vir ons gee, om ons in ons sielsdimensies te voed in hierdie dag, om staande te bly, en nie net om staande te bly nie, maar om 'n blessing en 'n seën vir ander te wees. Halleluja. Ons gaan aan waar ons gestop het gisteroggend, Spreuke hoofstuk 11 en vers 10. Ek wil hom tog maar net weer lees. Dit is vir my so diep woord oor die voorspoed van die regverdiges, jubel 'n stad. En jy weet, hy sê, en as die goddelose omkom, is daar 'n gejubel. Die goddeloses jubel wanneer 'n goddelose omkom, want hulle kan sy bietjie meubels vat en sy ander goed vat, en hulle kan die goed onder mekaar versprei. Dis waaroor die gejubel gaan. Maar die regverdiges is bly oor die voorspoed van hulle mede-Jaffiste en boedies en sissies. Nou sê hy, deur die seën van die opregtes kom 'n stad op. Deur die seën van die opregtes kom 'n stad op. 'n Stad staan op sy agtervoete deur die seën van die opregtes. Nou, hoe weet die stad dat 'n opregte geseën is? Wel, dis baie maklik. Jy kan dit nie vir jouself hou nie. Ons blaker dit uit. Wanneer dit kom by die seëninge van Jaffa, dan blaker ons dit uit. Wanneer dit kom by die woord en by die grootheid en die geopenbaarde woord en die blydskap. En dis hoekom die Bybel sê daar's blydskap in die hemel as een siel om tot Jaffa bekeer. Ons kry verrassings, ek wil amper sê dag
op dag op dag. Waar mense skakel en sê, prof, ons is al 3, 4, 5, 6 maande besig met die studies. Ons weet dit nie, ons ken nie die mense nie. Ons hoor van die mense wanneer hulle begin boeke bestel en Bybels bestel en hulle 'n bietjie agtergrond gee oor hulself. Ons kry oproepe van mense wat sê, ons is so opgewonde oor die woord wat ons ontdek het, die bonatuurlike geopenbaarde woord. Hierdie is goed wat ek my lewe lank voor gesoek het. Ek het nou die dag het ek met 'n dokter gesels, wat vir my gesê het, hy soek sy lewe lank is hulle soeking. Hulle kon nog nooit vrede kry in enige kerk nie. Hulle het church hopping gedoen, dan is hulle daar, dan is hulle daar, dan die pastoor is so, en die predikant is so, en die priester is so, en daai ou is so. Hy sê, hulle kon nog nooit hulle voete vind nie. Hy sê, tot hulle by die bo-natuurlike geopenbaarde woord uitgekom het, by ons stuur, by die woord. Ons het nou net 'n onderdompelingsdiens gehad. Die man gevra, prof, wanneer is die volgende onderdompelingsdiens? Mense wat besef dat die antwoord lê nie in die denominasies nie. Inteendeel sê die woord, kom onder haar uit. Openbaring 18 vers 4 sê, kom onder haar uit. Wie sê die Babyloniese hoermoeders se dogters? Kom onder haar uit, en gaan haar en haar dogters doodmaak. En Jaffa is besig om mense te red, om mense uit kerke uit te haal, om mense by die woord uit te bring. Dis wat belangrik is, om by die woord uit te kom. Een ruk terug het eendag 'n predikant my gebel. Toe sê hy dat ek is besig om mense uit die kerke uit te dryf en hulle ongoddelik te maak. Toe sê ek, ekskuus dominee, wat sê jy? Toe sê jy is besig om mense uit die kerke uit te dryf en jy leer hulle om ongoddelik te word. Toe sê ek, wel, jy moet bietjie kom kyk. Ek sê, dit is snaaks dat die mense wat ek leer om ongoddelik te word, mense is wat hulle laat onderdompel. Hulle laat doop met 'n doop wat jy in jou lewe nog nooit van gehoor het nie. Ja, maar dis 'n sekte doop wat, ek sê, hoe is mense wat besigheidsmense is, en wat dokters en professors en teoloë is, wat tot bekering kom in die geopenbaarde name. Dis tog mense met education, met insight, wat se harte net oopgaan, en wel nie die harte nie, die sielsdimensies, die oos gaan oop. En hulle sien die geopenbaarde woord. Ek sê, ek moet 'n verskriklike invloed op mense hê, om sulke intelligente mense se hele godsdienstsysteem te kan swaai, wat hulle lewe lank aan vasgehou het, sonder dat ek nog ooit hulle ontmoet het. En dan kom hulle om geonderdompel te word. Ek sê, jy verstaan nie wat onderdompel nie. Praat van doop. Nou, hy het nie nou tyd om verder met my te praat. Ek gedink jy sal nie. Ek gedink jy sal nie. Dis bietjie te veel vir jou. So dit is wat dit is. Die seën. Ons seëninge is nie gemeet in rande en sente nie. In dollars en euros nie. Ons seën is gemeet in die koninkrykswerk van Jaffa. Ons seën word gemeet aan die siele wat tot bekering kom. Wanneer ek elke maand kry ons terugvoering van YouTube af, en dan sê dit daar soveel nuwe kykers ingeskakel, dan staan ek verstom. Nuwe mense wat geregistreer het op YouTube, wat die kennisgewings wil hê. Ek sê aan Jaffa al die eer. Al die eer aan Jaffa, en elkeen van u wat bydra in die bediening, wat help bid, wat help werk, wat iets doen. Net 'n woord uitdra. Net saad saai. Dit gaan nie net oor saad nie, het gaan oor saad. Lewende saad. Baie kerke dink mos, is al wat saad is. Wanneer ons sien daar's 'n oes op ons arbeid, dit vat ure en ure en ure om hierdie opnames te maak en voorbereiding te doen en research te doen. Maar weet jy wat?
Wanneer ons sien hoe die mense tot bekering kom en die boodskappe, wat 'n blessing. Jy kan dit nie met geld koop nie. Jy kan nie. Jy kan nie in geld met dit vergoed word nie. Tannie Mara Blom, sy is nou oorlede, haar dogter het my laat weet, laas 2 weke terug, 96 jaar oud. 'n volbloed Javis. Ons het vir haar geseën, want sy is 'n pensionaris, sy het in 'n aftreeoord gebly. En toe haar oë oopgaan vir die boodskap so 'n paar jaar gelede, ons al gebless met boeke. Haar dokter sê, prof, my ma het in 'n brief geskryf, wat 'n boek nou moet na wie toe gaan. Elkeen van hierdie boeke, soos 'n testament, elkeen van hierdie boeke het sy 'n naam ingesit. Dit gaan soontoe, dit gaan soontoe, dit gaan. Want sy wil seker maak, wanneer sy doodgaan, dat die saad voortgesaai word. Dis nie agter so prof Hannes Redinghuis se boeke, dit wat maak dit saak. Wie is hy? Waar kom hy vandaan? Dis nie wat, verstaan jy wat ek sê? Op so hoë ouderdom. En Jaffa kom en hy verander mense se lewens. Wanneer ek dink aan pastoor Kobus, Suster Monica Viljoen in Kreersdorp, pastoor Kobus was 82 jaar oud toe hy 'n pastoor geword het. Kan jy dit vir iemand vertel? Kan jy dit vir iemand vertel? Dis mense wat jare in die teologie gekom het, in die kerkopsette gefunksioneer het, in die godsdienstmetodes gewerk het. Hoe oortuig jy so mens uit jouself uit? Jy kan nie. Dis net die Ruach HaKodesh. En dis wat ek vanmôre vir u wil sê wat besig is in die koninkrykswerk van Jaffa. Moenie moedeloos word nie. Hou aan saai in jou kinders, in jou familie, in jou vriende, in jou besigheid, in jou sameloop van jou lewensdag. Saai die woord van die lewe. Saai die woord. Deur die seën van die opregtes kom 'n stad op. So wanneer ons sien dat die saad word gesaai in opregtheid, met ywer en toewyding, en met deernis, en omgee. Dis wanneer die woord sê, die een plant, die een gooi nat, maar Jaffa laat dit groei. En as evangeliste, en elke Jafis is veronderstel om 'n evangelist te wees, een wat die evangelie uitdra, deur die seën van die opregtes, kom 'n stad op. 'n Stad kom tot bekering. Deurdat ek en u die woord saai en dit leef. Dis een ding om net die woord te saai, maar is iets anders om die woord te leef. Ons moet nie net praat oor dit nie, ons moet dit doen. Ons moet dit leef. Partykeer is dit meer werd, dit hoe ons dit uitleef, as dit hoe ons oor dit praat. Hoekom wanneer die mense sien, dan moet hulle sê, ek wil dit hê. Dis wat ek wil hê. Dis hoe 'n stad opkom. Dis hoe 'n stad gebore word. Dis hoe 'n stad gered word. Weet jy wat, dat die disippels, baie mense weet dit, maar die effek wat die evangelie van Jaffa gehad het in die Romeinse Ryk 2000 jaar gelede, was so massief. Dit het begin met Jaffa en met sy disippels, 12 disippels. En met Johannes die doper wat uit die woestyn, onderdompelaar, wat uit die woestyn uitgekom het, wat sy pad gelyk gemaak het. Kyk hoe Johannes het so aangegaan dat hy die hele stad van Juda het hy geonderdompel. Die woord sê, hy het die hele stad geonderdompel.
in die Jordaanrivier. Hy het 'n opskudding veroorsaak. Ek en u het nie nodig om skaam te wees oor wat ons glo nie. Ons het die regte, ek wil sê in Engels, ingredients. Ons het die regte toebehore om 'n ontploffing te veroorsaak. Weet jy wat, dat Jafashua met sy disciples begin en in 3 jaar se tyd, wel 2 jaar was na die heidene toe, het was na Israel toe gewees, en dan die laaste jaar na die heidene toe. Maar dis wanneer die woord na die heidene toe gaan, dat die explosion kom. Dis so massief, na Jafashua opstaan uit die doodryk en die hemel opvaar, dat in 34 na Jafashua, toe stig die Romeinse ryk uit vrees vir 'n sekte wat hulle nie geken het nie, wat genoem was die Jafistiese beweging, die gemeente van Jafashua, nie Jesus nie, want Jesus het nie bestaan nie. Jafashua, toe stig hulle 'n kerk, 'n godsdienstige institusie. Hulle noem dit die Roman Catholic Church. Roman beteken Roman Empire. Catholic beteken United en Church beteken Universal. Toe stig hulle 'n wêreldwye kerk om daai klompie Jode wat veronderstel was om ongeletterde en half onopgevoede ouens te wees. Toe stig hulle 'n kerk met hulle bou katedrale en alles om die mense te trek. Want die mense, die gewone mense het net mal geword toe hulle hierdie evangelie hoor, toe hulle dit ontdek. Die geopenbaarde woord in die naam van Jafashua. En weet jy wat? Dit is 2000 jaar later. Dit wat daar gebeur het uitgevloei in die donker eeu in. En ek kon nooit verstaan hoekom sou die Rooms-Katolieke Kerk 150 miljoen Christene, want die Katolieke was Christene, ons het eers later dit uitgevind, maar hoekom sou hulle 150 miljoen Christene en Jode doodmaak oor 1500 jaar se tyd? Dit was om die evangelie van Jafashua, dit was nie oor die Christene nie, dit was om die Jafiste uitgewis te kry. Om die bonatuurlike geopenbaarde woord vernietig te kry. En hulle kon dit nie reg kry nie. Maar weet jy wat doen dit? Dit is die krag van die Ruach. Dis Jaffa se krag en autoriteit. It just explode. En dis hoekom Jaffa voorsien het dat die tyd wat ons in lewe, dat hierdie evangelie uitgekom het, en dit so borrel, dis soos 'n tsunami vloed, en die duiwel met sy NAR handlangers probeer hulle alles om ons kommend te maak, en om die evangelie kommend te maak, en dit af te breek. Maar weet jy wat? My Bybel sê, al val 1000 aan jou linkerkant en 10.000 aan jou regterkant. Nou julle toe kom dit nie aan nie, want ek sluit julle in van agter en voor. Ek sê sommer bo en onder ook, en hy maak ons toe. Herlewing broer, herlewing, maak jou reg vir die grootste herlewing voor die wederkoms van Jafashua. It's busy happening, dit is besig om plaas te vind. Tot môreoggend as Jaffa lewe en gesondheid spaar. Maranatha, Jafashua kom weer, halleluja.